Broeder en suster, ons is besig met deel 2 van ons reeks wat handel oor die wederkoms van Jesus Christus. En ons staan stil by die profetiese rede van Jesus soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 24. Nou, dit wat ons hier in hierdie hoofstuk lees, is Jesus sy eie woorde self. En Jesus praat met sy disippels wat na hom toe gekom het en vir hom gevra het: Here, vertel vir ons, wat gaan gebeur in die laaste dae? Wat kan ons te wagte wees? Hoe kan ons voorbereiding tref? En Jesus praat met hulle oor dit wat by sy wederkoms gaan gebeur. Nou, ons het verlede week stilgestaan by die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk, waar Jesus gepraat het oor die tekens van die tye. Daar is verskillende dinge wat in die wêreld gaan gebeur, wat vir ons 'n aanduiding is, dat sy wederkoms naby is. Watter tekens het Jesus genoem? Hy noem dinge soos oorloë en gerugte van oorloë. As ons sulke gerugte hoor, of van oorloë hoor, is dit 'n teken daarvan dat Jesus se koms naby is. Maar ons hoor ook van pestsiektes en hongersnood wat kan plaasvind. En daar gaan baie valse profete en dwaalleraars op die toneel verskyn wat mense gaan mislei. En ons moenie skrik nie. Jesus sê spesifiek, moenie skrik of bang wees wanneer hierdie dinge gaan gebeur nie. Dit moet alles plaasvind volgens God se raadsplan. Nou, van al die tekens wat Jesus genoem het, wat in ons teks spesifiek van verlede week uitgelig is daar nog net een teken wat nie in vervulling gegaan het nie. Want in die laaste 2000 jaar, broeder en suster, vandat Jesus opgevaar het na die hemel, weet ons van oorloë en gerugte van oorloë. Ons hoor van aardbewings en pestsiektes en hongersnood. Al hierdie dinge gebeur. Ja, daar's baie dwaalleraars en misleidings ook gewees in die afgelope 2000 jaar. Maar een teken het nog nie in vervulling gegaan nie. En dit is die laaste teken. En dit is wat in vers 14 staan. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Nou, Jesus praat hier oor die evangelie van sy koninkryk. Dit is die woord van God. So elke mens op hierdie aardbol sal moet gehoor het van Jesus en die evangelie van redding en hoe ons gered kan word. En ons sal daardie boodskap van redding moet gaan verkondig aan 'n wêreld wat dit so nodig het. Eers as almal gehoor het, uit alle volke, tale en nasies, dan sal die einde kom. Nou, broeder en suster, hierdie spesifieke teken het nog nie in vervulling gegaan nie. Daar is onlangs navorsing gedoen deur verskillende Christelike organisasies om te bepaal hoeveel mense is daar tans in die wêreld. En die gevolgtrekking na hierdie navorsing is dat daar ongeveer 8,2 tot 8,3 biljoen mense in die wêreld tans lewe. En die navorsing het verder bepaal dat ongeveer 40 tot 42% van die totale wêreldse bevolking nog nooit van Jesus gehoor het nie. Nog nooit van die evangelie van redding, of van sonde, of van hoe ons gered kan word nie. Ons praat van ongeveer 3,5 biljoen mense. En jy kan jouself amper nie indink dat in vandag se moderne tyd daar soveel mense is wat nog nie gehoor het van Jesus nie. Dis onder andere groot dele van Noord-Afrika en die Midde-Ooste en van Asië en van Indië. Jy weet, in Indië alleen is oor die 1 biljoen mense wat net in Indië alleen woon. So groot dele van Asië en Indië, Noord-Afrika en die Midde-Ooste is nog nie bereik met die evangelie
boodskap soos ons dit uit die mond van Jesus gehoor het nie. Voordat daardie laaste teken nie in vervulling gegaan het nie, sal die wederkoms nog nie kom nie, want Jesus sê self, eers as dit in vervulling gegaan het, dan sal die einde kom, sê vers 14. Nou broeder en suster, u het nou almal kennis geneem ook van die laaste 2-3 weke van die groot opskudding wat veroorsaak is in ons land, maar eintlik dwars oor die wêreld oor die sogenaamde teorie van die wegraping. Nou, ons sit nog vir almal vanmôre hier en niemand van ons is weg nie, want ek weet julle is Christene en ek weet dat as daar so iets was, sou ons dalk vanmôre net enkeles gewees het hier. Maar ons weet van die Here se woord dat daar nie so iets is nie. Jesus praat oor baie temas terwyl hy hier op aarde is. Oor geloof en oor barmhartigheid en oor liefde. En hy kom verduidelik vir ons die drie eenheid en van God die Vader en oor hoe ons teenoor ons naaste moet optree. Ja, hy kom met 'n volledige profetiese rede om vir ons te kom vertel wat in die laaste dae met sy wederkoms sal gebeur. Maar nie een woord het Jesus ooit iets geleer van 'n wegraping nie. Daar bestaan nie so iets nie. En nou is dit vir my so hartseer dat nadat die 23ste en 24ste September nou verby was, soos wat die mense nou voorspel het dit gaan gebeur, kom die bekende sanger wat nou hierdie dinge bekend gemaak het in ons land en sê hy is baie jammer, hy het nou sy berekeninge verkeerd gedoen. En hy is nou jammer dat hy nou mense mislei het. En daar is 'n groot groep ander mense, dis nie hy nie, dis dwars oor die hele wêreld, wat ook met hierdie dinge besig was. Maar wat vir my hartseer is dat sommige groepe mense nou nog kom en sê, maar hulle het hulle berekeninge verkeerd gehad, dit gaan nou volgende jaar met Paasfees wees. Mense, die wêreldse mense wil nie luister nie. God se woord is duidelik. Jesus se woorde is duidelik. Een wederkoms. Geen wegraping nie. Daar's geen Bybelse gronde vir enige wegraping nie. En in hierdie hoofstuk sien ons dan hoe Jesus baie duidelik vir ons kom sê wat by die wederkoms gaan gebeur. Nou in hierdie eerste deel wat ons verlede week gedoen het, weet ons natuurlik nou van al die tekens van die tye en al die moeilike omstandighede wat gaan plaasvind in die laaste tyd. Een vers waarby ek vandag wil uitlig, wat gaan aansluit by ons tweede deel vandag, is vers 9, waar Jesus sê, dan sal hulle julle aan die verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Nou, die mense wat glo in die leer van die wegraping sê, dat gelowiges glad nie, hoegenaamd nie, in hierdie groot verdrukking sal ingaan nie, maar dat hulle voor die tyd weggeraap gaan word. Die Bybel leer dit nie. Vers 9 kom Jesus uitdruklik en sê, dan sal julle aan die verdrukking oorgegee word, en hulle sal selfs doodgemaak word, en deur die nasies gehaat word. Gelowiges en die kerk van Christus sal in hierdie groot verdrukking ingaan. Dit is die Bybelse leer. Nou vanmôre is ons tema juis die groot verdrukking en dit vind ons dan nou vanaf vers 15. U kan saam met my oopmaak by Matteus 24. Ons gaan nou lees vers 15 tot 28. En dit is nou die volgende stap. Nadat al die tekens van die tye in vervulling gegaan het, dan kom daar 'n tydperk wat hulle noem die groot verdrukking. Hoe lank hierdie tydperk is, word nie presies deur Jesus hier gesê nie. Daar's baie spekulasie daaroor, maar dit is bloot teorieë. En onthou, terwyl ons nou van teorieë praat, die wegrapingsteorie is eers in 1830 ontwikkel. So dis 'n baie nuwe teorie en is nooit ooit deur die kerk gepreek van Jesus Christus se tyd af nie. Geen boeke nie, geen argiewe in die kerke is daar ooit so iets gepreek of oor gepraat nie. So dit is bloot net 'n teorie. En nou gaan ons kyk wat gebeur by die groot verdrukking en wat leer Jesus vir ons daaroor. En dan gaan ons stil staan by hierdie gedeelte en ons gaan luister hoe die Here van ons verwag as sy kinders
om te lewe en natuurlik voorbereiding te tref. Want hy praat met sy disippels, hy wil hulle voorberei. En ons as kerk vandag is ook deel van sy disipelkring. Kom ons gaan lees vanaf vers 15. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en wie op die dak is, moenie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbatdag mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit weer sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Kom ons stop net eers tot daar, ons gaan bietjie later sal ons verder gaan met die res van hierdie teks. Jesus begin hier in vers 15 en praat van die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, as hulle daardie gruwel van die verwoesting sien staan in die heiligdom, moet hy wat lees oplet. Nou, hier word gepraat van 'n profesie wat ons reeds in die boek Daniël vind. Naamlik dat die heiligdom, die tempel in Jerusalem, verwoes sal word. Nou, die tempel is reeds in 70 na Christus heeltemal verwoes en afgebreek tot op die grond deur die Romeine, wat Israel aangeval het en Jerusalem binnengeval het en duisende mense doodgemaak het in die jaar 70 na Christus. So hierdie woorde van Jesus en natuurlik die profesie wat reeds in Daniël vir ons beskryf is, het reeds in vervulling gegaan in 70 na Christus, toe die tempel heeltemal verwoes is. Nou die gruwel van die verwoesting word dui maar op die vyand wat sou kom in die tempel en alles sou roof. En onthou, die tempel het baie rykdom ingehaat. Daar was baie silwerstukke en verskillende items en baie goud en natuurlik allerlei waardevolle dinge wat daar geberre is deur die loop van baie eeue in die lewe en in die geskiedenis van Israel. So die tempel is verwoes, hy is geplunder, hy is afgebreek tot op die grond. Dit het reeds in vervulling gegaan in 70 na Christus. Maar ons kan hierdie vers ook sien as dit wat in die toekoms gaan gebeur by die laaste dae. Want onthou, Jesus praat oor die laaste dae en die laaste dae het eintlik begin met sy koms. Destyds toe Jesus aarde toe gekom het, het die laaste dae aangebreek. Ons is in die laaste 2000 jaar reeds in die laaste dae. En daarom sien ons die tekens van die tye in hierdie tyd. Maar hierdie spesifieke vers kan ook gesien word na die einde van die laaste dae toe, wanneer daar 'n baie groot aanslag op die kerk van Christus sal wees, en in die besonder sal hierdie gruwel van verwoesting, wanneer 'n mens hom in die tempel of in die heiligdom sien staan, dan sal ons weet dat Jesus se koms naby is. Dit kan in die laaste dae ook beteken dat dit moontlik die antichrist sal wees wat wêreldheerser sal word, soos wat die boek Openbaring dan vir ons noem. So hierdie spesifieke vers kan nog in die toekoms ook in vervulling gaan wanneer ons sien die tempel verwoes sal word. Wat moet dan gebeur? Jesus sê hy wat hierdie lees moet nou oplet. Wat is die opdrag van Jesus as hierdie dinge gesien word? Ons moet begin vlug. En hy noem dan ook, die wat in Judea is, moet na die berge vlug. Die wat op die dak is, onthou nou in die Bybelse tyd het mense dikwels op hulle dakke 'n stoep gehad. Dis 'n sementdak, ons kan maar sê soos 'n tweede verdieping. Hulle het ondergewoon en as dit aand begin word, dat baie mense op die dak bo of die dak stoep
het hulle gaan sit en eet en gerus en saam met die familie tyd spandeer. Daarom praat hy dit. Die wat op die dak is, moenie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. Wie op die land is, moet omdraai, nie omdraai en sy klere weg te neem nie. Hulle moet vlug. En dan sê Jesus hierdie vers 19, die vrouens en die kindertjies gaan swaar kry in daardie tyd. In hierdie vlug weg van hierdie gruwelike verwoesting af. Vers 20 die opdrag, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbatdag sou plaasvind nie. Nou net om terug te kom na die leer van die wegraping, hulle sê dat die gelowiges weggeraap gaan word voor die verdrukking. Nou hier praat Jesus oor die groot verdrukking, en as hy nou hier sê, bid dat julle vlug nie in die winter sal wees nie, wie gaan bid as al die gelowiges dan nou weggeraap is? So dit wys vir ons, hulle gaan hier wees, in hierdie verdrukking, in hierdie hartseer tyd, moeilike tyd. Bid dat dit nie in die winter sal gebeur nie, of op die Sabbatdag nie. En dan sal daar 'n groot verdrukking wees, wat die wêreld nog nooit in sy geskiedenis geken het, of ooit weer sal ken nie, sê vers 21. Dan vers 22. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Weer 'n bewys dat die wegrapingsteorie nie korrek is nie. Hier sê Jesus, God sal hierdie dae van die groot verdrukking korter maak, terwille van die uitverkorenes, die gelowiges, wat binne in hierdie moeilike tyd is. Nou broeder en suster, dit gaan 'n hartseer tyd wees, 'n groot moeilike tyd vir gelowiges. Die wêreld gaan teen die kerk wees, teen gelowiges wees. Ja, ons sal dalk selfs moet vlug terwille van ons geloof. In hierdie haglike chaos wat gaan losbreek met die groot verdrukking. En nou lees ons vanaf vers 23. As iemand dan vir julle sê, en dink nou net bietjie aan wat in die laaste 2-3 weke gebeur het, wanneer ons hierdie dinge lees. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Jesus waarsku in hierdie hoofstuk nou al vir die 3de keer. Van die begin van Matteus 24 af, waarsku hy vir vals profete. En dit was die eerste ding nadat die disippels vir hom gevra het, Here, vertel vir ons, wat gaan by die wederkoms gebeur? Is die eerste ding wat hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Hoekom nie? Want daar gaan valse Christusse, valse profete opstaan. Ja, hulle gaan dwaalings verkondig, en hulle gaan baie mense mislei, maar wat so wonderlik is, wat sê vers 24 hier? As dit moontlik was, sou hulle ook die uitverkorenes kon mislei. So dit is nie moontlik nie. Want die ware gelowiges hou vas aan Christus. Ons is gewortel in Christus, aan die suiwerheid van sy woord. Ons wil vir Jesus lewe, ons glo nie dwaalings nie. Nou, ons moet besef dat hierdie valse Christusse en hierdie valse profete gaan gewone mense wees, maar hulle gaan buitengewone goed ook kan doen. Want Jesus sê, hulle gaan groot tekens doen en hulle gaan wonders doen om mense te mislei. Die wêreldse mense gaan in verbasing staan oor hierdie tekens en wonders wat hierdie vals Christusse en hierdie vals profete gaan doen. Wees versigtig vir hierdie sogenaamde moderne profete. Ons weet nie wie hierdie mense is nie, en of hulle werklik van
die drie-enige God af is nie. Hou by God se woord, want onthou die Satan is ook magtig en hy mislei baie mense. En hy kan ook tekens en wonders doen om mense te mislei. Jesus sê, ek het hierdie dinge vir julle vooruitgesê, so julle moet weet, hierdie dinge gaan kom, dit gaan gebeur, wees wakker, wees waaksaam, staan vas in die geloof, en moenie sommer enige ding glo wat jy by mense hoor nie. Toets dit aan die woord. As hulle dan vir julle sê, hy is in die woestyn, moenie gaan nie. As hulle sê, hy is in die binnekamer, moenie dit glo nie. En dan praat Jesus vers 27, gee vir ons 'n baie mooi beskrywing van sy wederkoms. Want soos die weerlig in die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 'n Weerligstraal is skielik. Jy sien hom vir 'n splitsekonde, vinnig. En is 'n vinnige blits wat van die ooste na die weste toe skyn. En Jesus sê net so sal sy koms wees. Vinnig, onverwags, sonder dat enige iemand dit sou kon voorspel. Hulle kan dit nie voorspel nie, want Jesus sê dit self in vers 36. En dan kry ons weer hierdie woordjie in vers 27, so sal ook die koms, die Griekse woord parousia, die wederkoms van Christus wees. En dis dieselfde woord wat in 1 Tessalonisense 4 vers 15 staan, wat vir ons die wederkoms beskryf in vers 15, 16 en 17. Geen wegraping nie. Dit sal skielik onverwags wees. Wanneer Christus se wederkoms gaan gebeur en wanneer Jesus weer sal kom. En dan kom ons by vers 28. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Nou wat beteken hierdie vers, broeder en suster? Jesus verwys in hierdie vers terug na 70 na Christus, toe die tempel verwoes is deur die Romeine. Duisende mense is doodgemaak, die liggame die strate vol gelê, maar die Romeine in die Romeinse ryk het soos aasvoëls toegesak op hierdie ryk stad Jerusalem en sy tempel om hulle te plunder. Alles is weggedra wat van waarde is. En dan verwys hierdie vers ook na dit wat aan die einde gaan gebeur. Want onthou, ons is nou in die groot verdrukking. Die wêreld gaan die Christene vervolg, hulle gaan hulle wil doodmaak, die Christene gaan gehaat word, die wêreldse mense sal nie wil hoor van Jesus nie, ons sal moet vlug, en ons weet dat Jesus in vers 9 gesê het, dat ons aan groot verdrukking oorgegee word, maar dat sommige selfs doodgemaak sal word. En daarom sal die wêreldse mense soos aasvoëls toesak op die gelowiges in die laaste dae, om te kyk of hulle nie die kerk van Christus kan vernietig en Jesus uit die samelewing kan verwyder nie. Nou broeder en suster, hierdie is deel van die groot verdrukking wat Jesus vir ons beskryf. En ek het verlede week dit vir iemand gesê, of ook vir u gesê, dat iemand stuur vir my 'n boodskap en sê, dominee, ek wil net doodgaan voor hierdie groot verdrukking aanbreek, want ek is so bang daarvoor. Onthou, ons is in Christus meer as oorwinnaars, sê Romeine hoofstuk 8. Jy hoef nie bang te wees vir hierdie gruwelike tyd wat voorlê nie. Jesus het reeds oorwin. Hy sit reeds aan die regterhand van God. Hy gaan die finale oorwinning behaal. En dan sê Jesus ook vroeër in ons teks, wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Vers 13. Maar ons weet ook dat binne in hierdie groot verdrukking gaan die Here hierdie dae verkort ter wille van die uitverkorenes. As ons dalk moet deel wees van die mense wat doodgemaak moes word, dan weet ons, is ons immers by Jesus, want die dood kan ons nie vashou nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? In Christus Jesus is ons meer as oorwinnaars. En as ons deur hierdie verdrukking moet gaan, en die Here beskik dit so dat ons kan volhard tot die einde toe, sal ons gered word. Die groot verdrukking gaan plaasvind
net voor die koms van Christus. En die kerk van Christus, sy gelowiges, gaan deel daarvan wees. Maar ons sal oorwin met Jesus se krag en deur God se genade. Volgende week, broeder en suster, gaan ons verder met hierdie reeks wat handel oor die wederkoms van Christus. Ons gaan werk vanaf vers 29 volgende week en dan gaan ons kyk wat gaan gebeur. Volgende week breek die wederkoms aan en ons gaan spesifiek kyk wat sê Jesus vir ons, wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, en dit is 'n baie interessante res van hierdie hoofstuk waarby ons volgende week gaan uitkom. Kom ons bid saam vanmôre en vra dat die Here dat dit wat ons hier geleer het vandag, hy dit in ons harte sal bewaar en ons in die geloof sal versterk, dat ons staande kan bly midde in 'n moeilike samelewing. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit u woord, uit Matteus 24, Jesus se eie woorde, geleer kon word, toegerus kon word, ja Here, bemoedig kon word. Dankie dat u ons Vader is wat 'n plan het met hierdie wêreld en met elkeen van ons se lewens. Here, ons weet hierdie dinge in die laaste dae is op pad en ons weet dat ons deur dit moet gaan, maar ons harte is nie bevrees nie, want Jesus leef en ons met hom. Hy is ons koning, hy is ons verlosser, hy is die Here van die Here en hy is die redder van ons lewens. Dankie Here dat u saam met ons sal wees en dat u selfs vandag en elke dag in hierdie wêreld by ons is. En ons kom bid ook vandag vir mense wat reeds deur moeilike omstandighede gaan as gevolg van 'n moeilike wêreld, 'n hartseer wêreld waarin ons lewe. Here, laat ons nie moedeloos word nie, maar laat ons hand in u hand bly. Laat ons geloof in u gewortel wees. Laat ons nie luister na stemme van die wêreld of teorieë van mense nie, maar laat u woord die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet wees. U woord is die waarheid en ons maak dit vandag ons eie. Dankie vir dit wat u vir ons kom leer het in hierdie mooi dag. Laat die Heilige Gees dit in ons harte bevestig, dat dit ons in die geloof kan versterk en ons kan bemoedig om vir u te lewe en om waaksaam te lewe, maar in die besonder om gelowig vas te hou aan ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus ons Here. Die week lê voor ons, Here, met al sy uitdagings, en daarom bid ons vir wysheid en insig om die regte besluite te neem en om in die voetspore van Jesus na te volg. Seën hierdie week vir ons. Hou ons veilig, versorg ons asseblief, Here. En as dit u wil is, dat ons volgende week weer byeen kan kom rondom u woord, om na u woord vir ons lewe te luister. In Jesus Christus se naam bid ons dit, met dankbaarheid. Amen.